Hallo almal, in hierdie video bespreek ek magte en wortels in algebraïese uitdrukkings. Nou gaan ek gou weer vir jou kwadrate en magte verduidelik. As ek vir jou gee 5 tot die mag 2, dan kan ons sê dit is 5 kwadraat. En dit beteken 5 maal 5, 5 maal homself. As ek nou vir jou in algebra gee a kwadraat, dan beteken dit, jy skryf dit as a maal a. As ons nou kyk na daardie, dit sê 2 tot die mag 3, en dit beteken eintlik 2 maal 2 maal 2. Dus in algebra, as ek vir jou b tot die mag 3 gee, dan beteken dit b maal b maal b. Nou verduidelik ek vir jou vierkantswortels en derdemagswortels. Nou, as ek vir jou die vierkantswortel van 36 gee, dan weet jy mos nou daardie is 'n vierkantswortel en die antwoord is dan nou 6. Hoe het jy daarby uitgekom? Jy het gesê wat maal homself was 36. In algebra, as ek nou vir jou die vierkantswortel van a kwadraat gee, dan is dit net so goed jy sê wat maal wat was a kwadraat. Daarom is die vierkantswortel van a kwadraat net a. Of daar is nou eintlik 'n metode wat ek vir jou wil leer. As hier niks staan by die vierkantswortel se puntjie nie, dan staan daar eintlik 'n deurskynende 2. En wat 'n mens doen in algebra is, jy vat daardie deurskynende 2 na die eksponent toe en jy deel hom deur 2. En dan gaan jy sê, die 2's kanselleer mekaar uit, dus is daar net a oor. 'n derdemagswortel, as ek vir jou gee die derdemagswortel van 27, dan weet jy mos die antwoord is 3, want 3 maal 3 maal 3 het vir jou 27 gegee. Nou in algebra lyk dit so, die derdemagswortel van b tot die mag 3. En wat 'n mens nou doen, is net soos by die vierkantswortel. Jy gaan daardie deurskynende 3 vat, wel hy's nie meer deurskynend nie, want dit is 'n derdemagswortel, hy staan daar, maar jy vat daardie derdemagswortel se 3 na die eksponent toe, en jy deel die eksponent met 3. En dan gaan jy sien, die derdemagswortel van b tot die mag 3 is slegs b. Voor ek aangaan, het jy al my video gelike, het jy al subscribe, en jy kan sommer 'n kommentaar ook lewer. Kom ons vereenvoudig nou die volgende wortels. Die eerste sommetjie is die vierkantswortel van x tot die mag 8. So daar is 'n deurskynende 2, nou gaan jy net die eksponent deur 2 deel, en jy kry x tot die mag 4. Die volgende som is die vierkantswortel van a tot die mag 4. So jy vat die deurskynende 2 van die vierkantswortel en jy deel hom na die eksponent toe. Dus a kwadraat. Nou sal jy sien, skielik is daar 'n koëffisiënt voor b kwadraat. So dit is die vierkantswortel van 9b kwadraat. Nou wat jy doen is, jy sê, die vierkantswortel van 9 is 3, net soos wat jy dit nog altyd gedoen het. En in terme van die veranderlike, gaan jy nou die deurskynende 2 vat by die vierkantswortel, en jy gaan die eksponent deel. Dus is die antwoord, die vierkantswortel van 9b kwadraat is 3b. Die volgende sommetjie, 16x kwadraat uit tot die mag 4. Wat jy doen is, jy sê, die vierkantswortel van 16 is 4. En dan, in terme van die veranderlikes, vat jy die deurskynende 2 en jy deel hom in die eksponent. So x se eksponent gaan dan 2 en 2 kanselleer mekaar uit, dis hoekom daar net 'n x oor is, en dan selfs by die y, vat jy nou die eksponent 4 en jy deel hom deur die vierkantswortel se deurskynende 2. 4 gedeel deur 2 is 2. Dus daardie sommetjie se antwoord is 4xy kwadraat.
Nou, dieselfde werk met die derde magswortel. So wat jy doen is, jy vat die 3 van die derde magswortel en jy deel hom in die b tot die mag 6 se eksponent. En dan kan jy sê, 3 gaan in homself in 1 keer, 3 gaan in 6 in 2 keer. Die antwoord daar, b kwadraat. Die volgende som, die derde magswortel van x tot die mag 12. So jy vat die 3 van die derde magswortel en jy deel hom deur 12. 12 gedeeld deur 3 is 4. Dus is die antwoord x tot die mag 4. Nou, ewe skielik is daar 'n koëffisiënt. So al wat jy doen is jy sê, die derde magswortel van 125 is 5 en in terme van die a, die veranderlike, vat jy die 3 van die derde magswortel en jy deel hom in die eksponent. En 3 en 3 kanselleer mekaar. So daardie sommetjie se antwoord is 5a. Nou, as daar skielik 2 veranderlikes is, maak dit nie saak nie. Al wat jy doen is, jy gaan sê die derde magswortel van 8 is 2 en dan vat jy die 3 van die derde magswortel en eksponent wat jy sien, deel jy dan deur 3. Dus is die antwoord 2. In terme van x gaan jy sê, 3 gaan in homself in 1 keer, 3 gaan in 6 in 2 keer. Dis hoekom dit x kwadraat is. En in terme van y gaan jy sê, 3 gaan homself in 1 keer, 3 gaan in 9 in 3 keer. Dus is die antwoord 2 x kwadraat y tot die mag 3. In die volgende video gaan ons nou kyk na meer bewerkings met vierkants en derde magswortels wanneer ons met algebraïese uitdrukkings werk. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem.